Ons het laasweek gesels oor die kerk het gesinne nodig en die boodskap soos ek reeds gesê het is op Facebook en ek gaan net vinnig die eerste 3 punte aanhaal. Die eerste ene was die kerk het gesinne nodig vir fundamentele disippelskap en ons het gesê ons kan nie in 'n uur op 'n Sondag by die Sondagskool of by die kinderkerk soos ons daarna verwys jou kind die hele fondasie lê nie, dis onmoontlik. Ons kan vir hulle leer wat ons kan in daai uur op die beste van hulle vermoë. Vrywilligers wat tyd een kan sit en ons is so dankbaar vir die klomp jonges wat alreeds hulle passie en gawes en talente en alles uitoefen, daar so groot opgewondenheid. Ons het elkeen in die gesin nodig, maar ons kan nie hier alles doen nie. Ons gaan moet as ouers en grootouers by die huis daai fundament van disippelskap by jou kind lê, om vir hulle te vertel wat dit is om Jesus regtig te volg. Ons is nie net Christene om hemel toe te gaan nie, ons is kinders van die Here, ons is disippels. Ek het gesê daar's 3 vlakke, as ek dit 3 vlakke kan noem. Die een is iemand wat net sê ek is 'n Christen en dis vir hom oukei, dis vir hom genoeg om net Christen te wees. Toe het ons gesê dan is daar 'n sekere groep mense wat oorgaan na volgelinge toe. As iets binne hulle wat vir hulle sê ek wil 'n bietjie meer leer. Dit kan nie net normaal wees om net te sê ek's 'n Christen en dis dit nie. Jy word 'n volgeling. En dan is daar 'n klein groepie wat oorskakel en ons gaan in hierdie jaar fokus op daai klein groepie om daai klein groepie 'n groter groep te maak en dis disippels. Dis iemand wat gegroei het uit 'n navolgeling, 'n disipel geword en gesê, maar ek wil ook ander nou begin inbring. Ek wil ook ander nou begin help. Ek wil werklik dit wat Jesus vir ons gesê het, gaan dan jy maak disippels en leer hulle en loop hulle begin uitleef. En dis 'n disipel. Die tweede punt het ons gesê, die kerk het gesinne nodig as voorbeeld van ware liefde. In die gesin, in die huwelik, het die kerk gesinne nodig wat mekaar regtig liefhet. Wat regtig alle omstandighede, alle uitdagings en moeilike tye waardeur ons gaan regtig met ware goddelike liefde hanteer. Ons het gesinne nodig wat God liefhet in die gesin ook, om dit te beskerm. En dan het ons gesê, die derde punt, die kerk het gesinne nodig vir krag en vir wysheid. Ons het nodig dat ma's en pa's hulle kinders toerus met die nodige krag. Nie noodwendig sê, slaan hom so en maak so en skop hom so en gooi hom met 'n klip en die en daar nie. Maar om te kan omdraai in die krag wat God ons gee. En dit lyk heeltemal anders te in wysheid om regtig waar die regte besluite te neem. So die 4de punt vanoggend is die kerk het gesinne nodig vir geestelike oorlogvoering. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi hoor. Ons kan nie net op 'n Sondag vir die 2 of 3 mense wat op die leierskap van die gemeente is, verantwoordelik hou om vir 'n hele gemeenskap geestelik oorlog te voer nie. Ons kan nie. Dis onmoontlik. Dis nie normaal nie. Selfs in die Bybelse tyd het ons talle kere gelees en talle male gelees hoe God manskappe bymekaar gemaak het. En ek herinner my altyd aan daai gedeelte wat daar so groot groep manne is en toe sê hy nee, sê vir hulle moet so en maak hulle minder en die en daan, laat hulle water drink en die wat met hulle hande skei hulle van mekaar en naderhand toe bly daar net 'n groepie oor. Maar dit was nog steeds 'n groepie. Dis nie 'n individu of 2 of 3 individue nie. God het gesinne nodig dat hierdie liggaam van Christus wat ons kerk noem, geestelik kan oorlog voer. Die Bybel sê uitdruklik, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Baie van ons verslawings en dinge waarmee ons sukkel, is nie as gevolg van vlees en bloed alleen nie. Ons gaan dit eers in die gees moet begin veg, voordat ons enigsins dink daaraan, om dit op die vlees te probeer aanval en te oorwin. Pastor Jolan Rousseau het altyd vir my gesê, alles begin in die gees. Ons was op pad om te gaan bid vir 'n oom wat in die hospitaal gelê het vir baie lank.
En op pad soontoe sê hy vir my, nog voor ons daar by die hospitaalbed kom, was God al reeds daar by die oom. Hy sê, maar ek en jy gaan nou op pad soontoe al moet begin bid. En ons gees voorberei, om net met die gees van God wat reeds daar is, een te word. Hoor mooi wat ek sê. Wanneer jy vir jou kind bid, is die Heilige Gees klaar teenwoordig. Of dit aan tafel is, of dit by die huis is, waar ook al dit is. Die Heilige Gees is klaar teenwoordig. Ek en jy moet leer om te besef dat hy teenwoordig is en die Gees binne ons, ek wil amper sê, begin voorberei om een te word met die Heilige Gees wanneer ons daar kom. Skielik lyk gebed heeltemal anders, né? Skielik lyk dit nie soos ons gaan hospitaal toe en ons gaan bid net saam met iemand wat in die hospitaal is nie. Skielik begin die genesing, begin die oorwinning op pad soontoe. Die Bybel sê so mooi in die Engelse vertaling, as die mense kerk toe gekom het, dan sê hy, they came worshiping. Op pad kerk toe het hulle al begin besig raak met die Here. Op pad kerk toe het hulle al vir die Here begin sê wat op hulle hart is. Op pad kerk toe het hulle al opgewonde geraak vir die feit dat ons die Here nou gaan aanbid. They came worshiping. Nou ek weet meeste van julle sal sê, we came fighting. We came arguing. Maar dit gebeur baie meer in die Kaap as in Koster. Ons het gesinne nodig wat in eenheid in die Gees kan staan, sodat die kerk kan voortbestaan. Ons het gesinne nodig wat kan hande vat. Hoor hoe mooi sê Efesiërs 6 vers 12 dit. Hy kom herinner ons en hy sê, herinner ons daaraan dat as ons nie teen vlees en bloed worstel nie, maar owerhede en die magte van die duister. En baie keer probeer ons uit onsself uit hierdie goed aanpak. En eintlik is ons net veronderstel om te besef, die Gees is reeds daar, ek moet net my gees in eenheid bring met die Gees van God. Dis al. Ek het laasweek gesê, aan die einde het ons gebid en gesê, Here help ons werk met mense en daar's mense wat vir ons werk, wat uit omstandighede uitkom wat ons nie van weet nie. Ek het al soveel keer vertel en ek gaan nie weer vertel die storie van John wat in ons tuin gewerk het en wat skielik goed begin breek het en nie meer die goed opgepas het van die kerk nie en ek wil my eintlik vererg en ek stamp die gras net een kant toe en ek loop sommer daar na my studeerkamer toe want ek's bang ek gaan hom te lyf. En terwyl ek daar sit, is dit asof iets in my sê, maar weet jy wat gaan in sy lewe aan? En ek stap uit en ek sê vir hom, los net alles, kom sit hier langs my en ons sit op daai trappies, toe was dit nog die kombuis gewees, waar die moederskamer nou is by die glasdeure. Ek sê, kom sit hier by my. Ek sê, wat gaan aan met jou? Nee, niks nie. Ek sê, nee, maar dis nie wie jy is nie. Ek ken jou nou al lang. Wat gaan aan? En hy het so hierdie kant toe gekyk, weg van my af gedraai. Ek sê vir hom, kyk vir my, wat gaan aan? En hy wil nie vir my kyk nie, en toe hy uiteindelik vir my kyk, stroom die trane uit sy oë uit. Ek sê, John, wat gaan aan? En hy sê, hy kan nie meer met sy kind nie. Sy kind het die pad heel byster geraak, en is drugs, en is vriende, en hy weet nie meer wat om te doen. En ek het vir hom gesê, John, nou luister jy vir my. Hierdie is nie verlof nie. Hierdie is gesinsverantwoordelikheid. Bære al die goed. Gaan huis toe, gaan sit soos ek nou met jou gepraat het en vra vir jou seun, wat gaan aan? En ek met sy seun gaan sit en sy seun het gesê, maar hulle boelie hom by die skool en spot hom en hy doen dit maar net dat hulle hom nie moet spot en slaan en weet nie wat alles nie. Uiteindelik het hy hom weggestuur om by sy ouma te gaan bly. En daai seun is self hulle pastoor vandag. Net omdat ons vir 'n oomblik nie deur krag of deur geweld nie. Want ek het besef, dis nie wie hy is nie.
Dis wat God soms vir elkeen van ons wil hê. Jy werk met mense vir wie jy keelvol is. En ek wil vandag vir jou vra, miskien kan jy hom maar net wegjaag, want in Engels sê ons, the job must go on. Die werk moet loop. Maar mag ons nooit vergeet, dat ons ook met 'n mens werk. Wat ook omstandighede het. Wat ook op 'n plek sit, wat jy nie weet wat aangaan nie. Die kerk het gesinne nodig, wat nie toelaat dat die vyand wat sy beste strategie uitoefen, in ons gesinne kom beoefen nie. En al wat die vyand kom probeer doen, is hy kom probeer verdeeldheid tussen ouers bring, en hy probeer rebellie by kinders bring. Dis al. En ons kyk na hoe die kinders optree, en hoe hulle reageer, en hoe hulle praat, en al die goed, maar ons besef nie, dat dit eintlik 'n geestelike stryd is nie. Daarom kan jy, en gaan jy moet, net soos ek met John gesit het, soms met jou kinders moet sit. En sonder om vir hulle te sê, jy is besig om mal te word, of wat gaan aan met jou, of is jy op iets, of met te gaan sit en te sê, wat is fout? Jy is net nie, ek ken jou nie meer regtig nie. Daarmee sê ek nie, dis maklik nie, ek werk baie jare met tieners. Baie jare. En ek is baie lief vir tieners. As ek kon, het ek liewer elke dag met tieners gewerk, want hulle is eerlik en reguit met jou. Vir meeste ma's en pa's moet ek probeer smeek, en ek moet die waarheid probeer uittrek uit hulle uit, en nie 'n tiener nie. 'n Tiener sê sommer net reguit vir jou, kom hy voel soos hy voel. As hy nie van onderwyseres hou nie, dan sê hy, ek like daai ding niks nie. Dan weet ek waar om te begin. Dis tieners. Hulle is eerlik, hulle is reguit. En soms kan ons nie daai regheid hanteer nie. Soms weet ons nie wat om met daai regheid te doen nie. Besef jy hoe belangrik geestelike oorlog in die gesin is. Die vyand maak oorlog teen jou gesin. Weet dit vandag. Hy maak oorlog. Hy probeer moeilikheid in jou gesin maak. Ons moet dit net weet. Ons moet dit net besef. Ons moet net wakker en waaksaam wees en deur die Gees terug vir oorlog maak. Nie teenoor mekaar nie. Teenoor hom wat die verwoesting probeer saai. Hoekom is die vyand uit om gesinne te verwoes? Kan ek vir u 'n groot, maklike waarheid vertel? Want as hy dit kan regkry om gesinne op te breek, dan breek hy dele van die liggaam, die kerk van Christus op. Kom ons wees eerlik en moet asseblief nie jou hand opsteek nie. As jy en jou vrou nou al vir so 'n week lank vir mekaar knor en kwaad is, sê statistieke dat 0.7 of 0.6 of iets % van daai mense woon kerk by. Met ander woorde, jy kom nie meer kerk toe nie. En dan sê jy, want ek wil nie langs my vrou in die kerk kom sit en maak of alles oukei is nie. Sy sal moet, en as oor 'n trap, hy sal moet begin rigting kry. So die liggaam van Christus het jou nodig. Daar's nou nie 'n oor nie, daar's nie 'n hand nie, daar's nie 'n oog nie, daar's nie 'n voet nie, want albei is net te hardkoppig en ons besef nie, die vyand wil jou uitmekaar uitskeer om jou as gesin op te breek, maar ook die liggaam van Christus. Want ons het elke deel van die liggaam nodig. Ons het elke gesin nodig. Iemand het net gister weer vir my gesê, ek probeer nou dink wie dit was, ek kan nou nie presies onthou nie, maar iemand het net gister vir my gesê, die duiwel is verseker nie lui nie, en nog minder stupid. Hy weet presies waar om die liggaam seer te maak, en waar om gesinne te verwoes. So ek wil jou vanmôre aanmoedig, ons het jou as gesin nodig, om in eenheid te begin staan. Die hele gesin. Ma, pa, kinders, oupa en ouma deel is, ons het nodig dat julle saam een word in die Gees. Sodat jy vir die liggaam van Christus 'n verskil kan maak.
Die kerk is nie 'n kerkraad se verantwoordelikheid nie. Die kerk is elke gesin se verantwoordelikheid, elke een wat hier sit. Van die jongste tot die oudste. Die kerk het gesinne nodig. Wanneer 'n gesin saam staan in gebed, mekaar kan toevou met die wapenrusting, wanneer kinders kan begin bid vir hulle paas en sê, Here, ek bid dat U hom sal bekleed met die wapenrusting. Ek bid dat U vir hom die helm van verlossing sal gee, ek bid dat U vir hom die skild sal gee, ek bid dat U vir hom die gordel sal gee, ek bid dat U vir hom die skoene van bereidwillig, ek bid in die naam van Jesus, wanneer kinders vir hulle ouers so kan begin bid, dan is ons besig om oorlog te maak. Van die oomblik wanneer jy vir jou ouers begin bid, maak nie saak wat gebeur het nie. Die oomblik wat jy vir jou ouers kan begin bid, is daar iets wat in jou gees tussen jou en God gebeur. Dis die grootste realiteit. Ons het nodig dat gesinne saam die woord van God sal verklaar. Met ander woorde, ons het nodig dat nie net ma's en pa's sê, my kind, die woord van God sê, jy is tot alles in staat. En dan staan ons terug en ons doen niks nie. Dis tyd dat ouers sal sê, ek gaan jou help om hierdie te oorwin, want die woord van God sê, jy is tot alles in staat. Dis nie 'n rugbybal wat ons net kan rondgooi nie. Dit begin by, my kind, ek gaan jou help, want die woord van God sê. Die woord van God is nie 'n rugbybal of 'n netbalbal wat ons rondgooi, daar waar dit nodig is, of waar iemand aandag nodig het nie. Nee. Dis tyd dat ons saam staan, vir mekaar bid. Dis tyd dat kinders vir hulle ouers sê, pappa, dit gaan oukei wees. Ek glo met my hele hart. God beloof ons dat as ons hom soek, en ons werklik waar ons harte op hom rig, dan sal hy vir pappa die wysheid gee. Hy sal vir pappa 'n ander werk gee. Hy sal pappa se omstandighede verander. Hoe incredible sal dit wees vir die liggaam van Christus. Jesus kom in Matteus 12 vers 25, dan sê hy, elke koninkryk wat teen homself verdeel is, word verwoes. Nou hoor wat sê hy nou? En geen stad of huis wat teen homself verdeel is, sal standhou nie. Geen koninkryk wat teen homself verdeel is, sal bly staan nie. Geen gesin waar daar altyd verdeeldheid is, sal kan standhou nie. Een of ander stadium gaan iewers en iemand uitmekaar uitval. Ek het laasweek gesê en ek sê weer, ek dink nie ons besef hoe belangrik Christendom in die tyd waarin ons lewe in ons gesinne is nie. Ons het gesinne nodig wat saam staan in geloof, hoop en liefde. Ons het gesinne nodig waar die naam van Jesus die banier oor hulle is, waar hulle saam vir mekaar kan bid en waar hulle saam die vyand sal oorwin. Ek dink die film se naam was War Room geweest. Ek dink nou net daaraan. Daar kom aanval op aanval op aanval en op 'n stadium staan die vrou op en sy maak die deur oop en sy gaan staan by die voordeur en sy skree uit volle bors uit, Satan, jy is nie meer welkom in die huis nie. Tot hiertoe en nie verder nie. Vat jou goed en gee pad. In hierdie huis is Jesus Christus die enigste een wat in beheer is. Hy sal ons dien. Jy is nie langer welkom hier nie. Ek weet nie hoe jy hier gekom het nie. Ek weet nie saam met wie jy hier ingekom nie, maar ek beveel jou in die naam van Jesus om hier uit te gaan. Ons het gesinne nodig, so die liggaam van Christus saam geestelik kan oorlog voer. Die laaste punt, die kerk het gesinne nodig vir 'n volledige beeld van die liggaam van Christus. As ons werklik die liggaam van Christus wil wees,
het ons gesinne nodig, wat ook daai begeerte in hulle hart het. Ons sien soveel keer op mense se prentjies en die en daar, dan hoor ons mense sê, hoe fake almal is by die kerk, en hoe fake die een is, en hoe fake daai een is, en hoe fake die een is, en kerk is so, en kerk is die, en kerk is daar. Maar ek hoop aan die einde van hierdie 2 weke, dat jy besef, dat die kerk, die liggaam van Christus, is soms net 'n uitvloeisel van die gesinne wat in daai kerk is. Want jy kan nie iets anders hier wees nie. Jy is nie veronderstel om iets anders hier te wees, as wat jy elke dag is nie. Dit is die grootste uitdaging, maar ek wil jou kom herinner, daar's 'n rede hoekom die vyand kerke so probeer aanval. Want as hy die kerk kan stilmaak en kan stop, staan elke gesin op sy eie. Elke gesin. Ek weet daar's baie mense daar buite, en jy gaan verseker hemel toe gaan sonder om aan 'n kerk te behoort. Verseker so. Maar ek wil jou vanmôre een ding kom herinner. Daar gaan amper nie een dag in my lewe verby, waar daar nie of 'n kind, of 'n man, of 'n vrou, of 'n ouma, of 'n oupa vir my 'n boodskap stuur en sê, Dion, sal jy asseblief bid? By daai gesin gaan dit nie goed nie. En ek weet nie of jy dit besef nie, maar kerk is nie 'n menslike instelling nie. God het die liggaam van Christus saamgebring, sodat ons mekaar kan ondersteun, mekaar kan bystaan, mekaar kan leer. Jy kan alleen Bybelstudie doen. Daar's meer as genoeg. In Engels sê hulle so mooi tools. As jy na jou foon kyk, wat ek dink elke liewe een van ons het, is daar 'n Bybel app, YouVersion. Dit is gratis, jy kan hom aflaai. Daar's besigheidsmanne in Amerika wat miljarde rande daarin gedruk het, sodat jy hom kan gratis kry. Al die Afrikaanse vertalings, Engelse vertalings, Tswana, Zulu, Xhosa, alles wat daar is op YouVersion. Gaan laai YouVersion af. Jy kry elke dag 'n Bybelvers. Daar's leesplanne daar vir vrees, vir hartseer, vir benoudheid, vir verslawings, vir manne, vir vroue, vir kinders, vir huwelike. Daar is iets vir almal. Daar waar jy in die ry staan en geïrriteerd is, soos wat ek gister was, maar daar net 3 mense by 'n til is, maar daar's 30 tille. Haal maar YouVersion uit, miskien net, pop daai ou versie op wat sê, welgeluksalig is die man. As Christene kla ons heeltemal te veel oor die toestand van ons huis, die toestand van ons gesinne, die toestand van ons huwelik, die toestand van ons skool, die toestand. Wat is jou toestand? Moenie jou vergelyk met enige ander gesin nie. Moet jy asseblief nie vergelyk met my gesin nie. Maar die liggaam van Christus het elke gesin nodig om mekaar te ondersteun. Binne elke geestelike gesonde gesin is elke een in daai gesin geseën met 'n spesifieke gawe of bediening. In my gesin is ek die een wat lief is daarvoor om te leer, om te teach, om met mense te praat oor die woord van God. Ek is lief daarvoor. Ek glo met my hele hart dat dit die gawe is wat God my gegee het, want as jy saam met my op skool was, sou jy geweet het ek kon nie 2 woorde praat nie. Ek het of 0 gekry of ek het pauze alleen voor die juffrou gepraat. Dis die reine waarheid. Ek het vele kere, want as jy hier by graad 11 rondkom, dan sê die juffrou nie, jy's mos nou mooi groot man. Kan nie. Dan kry jy 0. Dan moet ek 0 kry, juffrou. In elke gesin, in jou kind se lewe, is daar gawes.
Belinda het haar eie gawes. Ek het my gawes. Daar's geprofeteer dat voor Keegan se geboorte dat hy mense in aanbidding sal lei. Sy gawe. Joshua is 'n sterk leier. Hy het 'n manier, jy kan hom omkoop, jy kan hom probeer ompraat, jy kan hom sleg sê, jy kan maak wat hy wil. As hy iets nie wil doen nie, dan doen hy dit nie. As ek vir hom sê, ek gee jou R200, klim bo op daai klimramp tot daar bo en hy wil dit nie doen nie, dan doen hy dit nie. Hy doen dit net nie. Hy het 'n verskriklike sagte hart. Ek hoef hom nie pak te gee nie. As ek met hom gaan sit soos ek met John gesit het, dan is hy stikkend. Hy sal liewer vir my sê, slaan my, as wat ek hom so moet sit en met hom sê, Boeta, nee, weet jy wat, nee, daai het my bitter seer gemaak. Ek is regtig teleurgestel. Dit vat my 2 weke om hom te oortuig, ek is nog steeds lief vir jou. Los dit nou, vergeet nou daarvan. Prof het al 3 my kinders ingeseën. En Mika is die profeet. Ons glo en ons vertrou die Here dat dit haar gawe sal wees. So in my gesin hou ek van teach. Belinda het 'n gawe om met kinders te werk. Keegan gaan aanbiddingsleier wees. Joshua is 'n sterk leier. Janika is 'n profeet. Jare terug het ek gebid en gesê, Here, ek vertrou met my hele hart dat U vir my 'n gesin sal gee wat eendag by my kan oorvat met 'n dubbele 100voudige mate van salwing en seën oor hulle lewens. Men weet dat in elke area het God een voorsien. Dis my gesin. Ek brag nie oor hulle nie, maar ek is opgewonde oor dit wat God in hulle lewens gaan doen. Ek bid dit ten minste 1 keer 'n week vir hulle. Kind van God, hoor wat ek vandag sê. Elke een in jou gesin het 'n gawe of 'n bediening. Elke een. Sonde en omstandighede het dit kom onder 'n deksel sit, soos wat die Bybel sê, niemand steek 'n kers op en sit hom onder 'n maatemmer nie. Nee, ons laat hom lig maak vir almal. Wat se omstandighede, wat se toestand het jou gesin en elke een in jou gesin se lig kom dof maak? Wat? Miskien was dit buite jou beheer. Haal daai emmer af. Haal daai emmer af sodat jou lig kan skyn vir die wêreld. Sodat mense kan sien jy's kind van God. Dis my gebed, my begeerte dat ons in hierdie gemeente, elke lidmaat, elkeen wat deel is van ons gemeente, sy gawe en sy bediening sal uitleef, nie hier nie, daar buite. Ek glo en vertrou dat die raad my aangestel het om myne hier te kan uitleef. En as jy dit beter as ek kan doen, sal die Here my weer iewers anders sit, dan kan jy dit kom doen. Maar daar's nie een van ons wat hier sit. Daar's nie een kind in jou huis, maak nie saak hoe oud hulle is nie, wat nie 'n gawe of 'n bediening het nie. Gaan lees die Bybel. Die probleem is, ons sien dit nog nie in hulle nie. En weet jy wat die Here vir my gewys in die week? Wanneer het hy Dawid gesalf? Wanneer het hy Dawid gesalf? Wanneer het Dawid dit begin uitleef waarvoor hy reeds aangestel was? As 'n klein seentjie. Maar toe hy koning word, het hy foute gemaak. Jou kind gaan nog baie foute maak. Al glo jy dat sy gawe of sy bediening rotsvas staan in die Here, gaan hy foute maak. Maar ons het gesinne nodig vir die liggaam van Christus. Wanneer die hele gesin hulle unieke mengsel van gawes en bedieninge ontdek het en begin uitleef het, dan word ons 'n liggaam van Christus. Die kerk is nie net 'n samekoms van individue nie, hoor baie mooi.
Dit is 'n samekoms van gelowige gesinne, wat elkeen hulle doel tot die liggaam van Christus bydra. Ons Sondagdienste is 'n samekoms van gelowige gesinne, wat elke een in die gesin sy doel in die liggaam van Christus kom opbou, kom ontdek, kom voed, kom bekragtig om dit uit te leef. Gelowige gesinne wys ons dat eenheid nie eenvormigheid beteken nie. Dat verskillende dele van een gesin in verskillende gawes onder een hoof Jesus Christus toegevou is. Hoe mooi is dit? Ek sluit af, wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat ons doelbewus brû tussen gelowige gesinne in die kerk moet bou. Ouers, prioritiseer disippelskap by jou kinders. Lê die fondasie, al is dit 10 minute elke dag. Maak seker dat jy die Jesus fondasie lê. Maak seker dat jou kind weet, Jesus is elke dag, heeldag met hulle. Maak seker dat jou kind weet, al word hy geboelie, al word hy gespot, al word hy sleg gesê, Jesus, die Heilige Gees, is met jou. Ek bid dat elke generasie die gawes en die bedieninge wat God vir ons beplan het, sal begin uitleef. Ek bid dat mans en vrouens sal veg vir liefde en eenheid, want julle huwelike is 'n bediening in 'n gemeente. Glo voorwaar dat Handelinge 2 vers 39 sê, die belofte van die Heilige Gees is vir julle en julle kinders. Ek sien 'n kerk so sterk in familie-eenheid, dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig nie. Kind van God, dit begin vandag. Die grootste verantwoordelikheid wat jy nog ooit in jou lewe as Christen besef het, is in hierdie 5 punte opgedeel. Ons sal weer in die week een uitstuur wat hulle elkeen omvat. Maar ek wil vir jou vra, hierdie veg 'n oorlog. Dit is nie net 'n besluit wat ons hier neem en sê, "Sjoe Dion, dit was baie mooi, dankie." Dit gaan niks beteken vir die liggaam, koninkryk of jou gesin nie. Ons gaan besluite neem en sê, Here, dis wie ons wil wees. Dis wie ons wil wees. Ons gaan 'n besluit moet neem en sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons die voorreg het om deel te hê aan die liggaam van Christus. En ek weet vandag dat soveel mense daar buite het al regtig waar seer gekry ook in die kerk. Ek weet vanmôre daar soveel mense daar buite wat sê dat hulle nie welkom voel by die kerk nie. Ek weet vanmôre, Here, dat daar mense daar buite is wat sê, Dion, weet jy wat het mense in die kerk aan my gedoen? Weet jy hoe kyk hulle my uit? Weet jy wat se opmerkings word daar teenoor my en van my gemaak? Dion, as jy maar net weet waardeur ek in my gesin is as gevolg van die kerk. Here, ek wil kom bid dat U ons as liggaam van Christus sal help om uit te reik na hulle. Ek is bereid as die een wat
wat in die leier van hierdie gemeente, hierdie liggaam van Christus moet staan, is ek bereid om na hulle toe te gaan, soos wat U vir my 11 jaar terug gewys het, om nie vir hulle te sê, kom terug kerk toe nie, maar hulle om verskoning te vra, as die kerk hulle te nagekom het. Die liggaam van Christus is juis veronderstel om te wees, vir elkeen, wat God regtig nodig het in hulle lewens. Maar ek wil vanmôre bid, Here, in die naam van Jesus, help ons gesinne, om in 'n sterker eenheid te begin staan. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U ons sal help, dat ons gesinne 'n vaste fondasie van disippelskap by ons kinders, ons kleinkinders sal vasmaak. Ek bid dat ons werklik waar mekaar sal lief hê, soos wat God wil hê ons moet. As man en vrou, as mamma en papa, as oupa, ouma, dat ons mekaar werklik sal lief hê. Ek bid, Here, dat U ons sal help vir krag en wysheid in ons gesinne. Ek bid dat U ons sal help om as eenheid in die gees te kan saam staan in die hele gesin, sodat ons saam geestelik kan oorlog voer, die werke en die planne van die bose sal kan teëstaan, en as gesinne saam in die liggaam van Christus sal kom oorwin. Here, en ek bid dan, dat ons as liggaam van Christus die beeld van Jesus sal uitstraal in elke gesin. Ek bid in die naam van Jesus, dat U 'n wonderwerk in gesinne sal kom doen, Here. Ek bid dat ons as gesinne sal kom aanmeld. Ek bid vanmôre vir elke individu, Here, elke een wat alleen deel is van hierdie liggaam van Christus. Hulle is nie uitgesluit nie, want elke een in die liggaam van Christus het 'n gawe en 'n bediening. Ek bid dat die koninkryk sal kom. En ek bid dat U verheerlik sal word. Vul ons met U teenwoordigheid in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U.